Hemelse Here, baie dankie vir 'n wonderlike dag wat U vir ons laat aanbreek het. Here, elke nuwe dag is 'n geskenk uit U hand. 24 uur wat U vir my gee. En Here, ons wil hierdie 24 uur gebruik om saam met U aan U hand te stap. Ons wil kinders van die lewende God wees. Volgelinge van Jesus Christus. Vader, ons kom in hierdie oggend om vir U dankie te sê vir baie ander seëninge in ons lewe. Ons het aan die begin ook gesing, loof die Heer, Hy is goed. Here, ek dink vanoggend, as ek hierdie woorde hoor, en daar die tannie in Oos-London, Here, daar in Victoria Oudehuis, wat 'n beroerte gehad het, maar sy kon net die woorde sê, God is goed. Here, maak ons bewus van die goedheid, van die seëninge in ons lewe. Baie dankie, Here, dat ons in hierdie oggend kan bid vir ons hele gemeente, maar so ook vir U hele kerk. Here, U kerk het sy markwaarde in hierdie wêreld verloor. U kerk het nie meer 'n stem nie. Ja, ons het 'n stem, maar die wêreld glo nie meer hierdie stem nie. U kerk se lig skyn baie keer flou. En ons bid, Here, dat ons, U kerk nie die mense sal wees wat God se lig verduister in hierdie wêreld nie. Maar dat ons U lig helder sal weerkaats. Dankie, Here, dat ons kan bid vir ons land. Here, vir moeilike tye waarin ons lewe, vir politieke tye wat ons bang maak en onseker maak, finansiële tye wat so onseker is. Here, dat dit ons amper oorweldig en ons hoop laat verloor. En ons nie meer 'n toekoms sien nie. Here, kom en wil U met een vee van U hand die duisternis teehou. En Here, wil U die lig van U koninkryk onder ons bring. Dankie, Here, dat ons U kinders kan wees en nou U woord kan oopslaan. Ons het U woord kom opsoek, Here, al lê langs ons bed, op ons bedkassie, het ons na U woord kom soek, ook hier saam met ander gelowiges. Seën ons wanneer ons U woord oordink, in Jesus se naam, amen. Ons tema is nuwe mense. Ons lees 'n paar gedeeltes uit Efesiërs 4, gedeelte uit Efesiërs 4, en dan ook Kolossense 3. Eerstens Efesiërs 4, vers 17 tot 24. Ek wou eers die ou vertaling gebring het, gelees het, miskien moes ek dit eerder op die skerm gesit het, want ek wil graag aansluit by die woorde spesifiek wat daar in die ou vertaling gebruik word. Ek hoop jy lees nog die ou vertaling. Die bedoeling was nie dat die ou vertaling nou nie meer goed genoeg is, die 53 vertaling nie, en dat ons nou net die nuwe 83 vertaling moet lees, of ander vertalings nie. Dis een van nog baie vertalings. Die ou vertaling, ek lees hom nog baie, want daar is nog sulke pragtige beelde wat hulle met die nuwe vertaling waarmee hulle besig is, lyk my weer gaan terugbring daar die pragtige beelde. Efesiërs 4 vanaf vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister. En hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie. Omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig
volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Dan kan jy nou gerus vanmiddag verder gaan lees, waar hy dan praktiese riglyne gee, hoe behoort 'n Christen se lewe te lyk, 'n nuwe mens se lewe te lyk. Dan in Kolossense 3, lees ons vanaf vers 1, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy opgevaar het na God toe, waar hy aan die regterkant van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Julle is mos nou nuwe mense. Julle het mos nou gesterf aan die ou mens. Op Paulus sê, ons lees net die gedeelte so saam. Ja, die ouer mense sal ons nou weet, toe ons kinders was, het ons nog gestry oor wie se paas se motor die beste is dit nou die Ford of is dit nou die Chef? Die Ford en die Chef mense het jy daardie tyd gekry, en as iemand dit durf waag het om van die een maak na die ander maak oor te gaan, dan was dit amper soos verraad gewees, né? Nou hulle sê die legendariese Henry Ford, een van die groot figure wat op die planeet gebore is, die man wat die eerste werklik bekostigbare, betroubare motor, die model T Ford, vervaardig het. Daar word van gesê, he put the world on wheels. Maar van hierdie man, van Ford, skryf eerwaarde Marquis, sy dominee, skryf hy, dat hy soms gedink het, dat daar twee persoonlikhede in hierdie man in Ford was. Want hy die van Ford mos gehad. Twee persoonlikhede wat albei probeer het om die oorhand te kry. Hy sê, in hierdie man het jy die hoogste morele kwaliteite gekry. Hoogstaande waardes wat hy gehad het. Maar, daar was ook 'n skadukant. Dan kry jy ook in hom daardie woedebuie, daardie wisselende emosies, daardie hardkoppigheid. En dan skryf sy dominee, hy sê, it was as if the inventor of the assembly line had not yet assembled himself. Dit het vir hom gelyk, of die man wat die monteerband uitgevind het, dat hy nie sy eie lewe by mekaar kon kry nie. Die ou digter Jan F. Eselje sê in een van sy gedigte, daar is 'n stryd te stry, daar is werk. En ja, daar is werk om te doen. Aan onsself. Ons is mos baie keer meesters in die kuns om in ander mense se lewens daar te wil werk, hulle te wil verander. Maar daar's werk in onsself wat ook gedoen moet word. Ons kan ons nie jaar in en jaar uit nou maar net dieselfde bly nie. Dieselfde tong, vol bitsigheid, vol geskinder, dieselfde oë, vol afkeur, leeg aan simpatie en liefde, dieselfde hart, met dieselfde ou gesindheid. Iemand het eendag gesê, selfs jou troeteldier moet kan agterkom, dat hierdie man, hierdie vrou,
verander al hoe meer na die beeld van sy of haar skepper. Selfs jou hond of kat moet dit kan agterkom. Bietjie vir bietjie meer na die beeld van God. En die Here doen dit in ons lewe. Hy wil dit in ons lewe doen. Hy moet dit in ons lewe doen. Hy kan dit in ons lewe doen. Die Here maak ons nuut. Maar die Here werk nie so met 'n mens asof jy nou maar net 'n klip is. Hy doen dit en jy hoef nou niks te doen nie. Nee, hy wil jou daarby betrek. Hy betrek jou daarby. Daarom sal jy altyd sien, soos ons hier in die woord ook gelees het, dat die Bybelse woord kom altyd na jou en my as 'n appel, asof ons dit moet doen. Die Bybel maak altyd 'n appel op ons, want God wil hê jy moet hom toelaat om dit in jou lewe te doen. Om jou nuut te maak. Die eeuwe-oue boek met die eeuwe-oue boodskap praat hier waar ons gelees het van nuwe mense. Nou voordat God ons gaan inlig oor die wonder van die nuwe mens, kom ons praat eers so 'n bietjie oor die ou mens. Die ou mens, onthou julle die ou vertaling het ons altyd praat van die oue mens. Want die vertalers was bang geweest, ek en jy sal dink as hy van die ou mens praat, hy praat met die seniors, hy praat van die bejaardes. Nee, daar moet hy sê die oue mens. In die nuwe vertaling word dit vertaal met ons sondige natuur. Maar die ou vertaling praat van die oue mens. Ons het ook gelees van die ou mens in Efesiërs 4, van die ou mens, wat niks te doen het met ouderdom nie, maar dit gaan oor alle mense, selfs die jongstes onder ons. Die ouwe mens is, soos ek en jy, van nature is, grof, ongeskaaf, aards, sondig. Dis die ouwe mens. En Marie Jansson, jare gelede geleef, maar hy skryf oor hierdie teks, en dan praat hy hier in Efesiërs 4 oor die ouwe mens, en hy noem hy 4 punte op. Die ouwe mens is 'n kleed. Is 'n kleed. Is 'n kleed. Want in die ou vertaling word daar 2 woorde gebruik wat met klere te doen het. Daar word gesê ons moet die ouwe mens aflê en ons moet die nuwe mens beklee. Die ou mens is 'n kleed. En die tweede punt is, net so verrassend en belangrik, die ouwe mens se kleed is 'n uitgediende kleed. Dis 'n vodderkleed. Dis 'n boemelaarskleed. Dit maak jou nie regtig warm, die ouwe mens kleed nie. Dit versier jou nie, dit pas nie by jou nie. Dis heeltemal uit die mode. Maar derdens, die ouwe mens, hierdie kleed kan afgelê word. En die 4de punt is, dit moet afgelê word. Omdat dit kan, daarom moet dit ook. Al is ons so ongelooflik lief vir hierdie ou mens van ons, vir hierdie ou kleed, amper soos daar die tempie, ne, mot gevreet, hoeveel vlekke op my hang daar in jou kas, jou vrou sien hy jou hom weer aan, as jy in die garage gaan werk. En dit mag nie so wees met so 'n ou temp of 'n werkskleed wat jy Vrydag hang jy dit weer jou oorpak, jou ou werkskleed agter die deur op en wel Maandag dan haal jy hom weer daar af, dan trek jy maar weer jou ou kleed aan nie. Nee, dit moet afgelê word. En die woord wat Paulus hier gebruik vir aflê is, dit beteken
dit moet radikaal afgelê word. Dit moet met my ouwe mens gebeur, met my sondige natuur. Maar hy wil nie net, God wil nie net die ou huis afbreek nie, die ou mens aflê nie, ek moet dit aflê nie, hy wil ook 'n nuwe woning, 'n sierlike woning van my oprig. En daarom die nuwe mens is ook 'n kleed, maar dan 'n sierlike kleed, wat glans en vertoon bring, wat in die mode is. 'n Kleed wat aangetrek kan word en ook moet word. Ons mag dit nie soos met 'n sondagkleed, maandag maar weer in die kas hang nie. Nee, die nuwe mens is 'n kleed wat elke dag gedra moet word, nie net Sondag nie. En God skep hierdie nuwe kleed. Ek en jy kan nie een draad daarvan, kan ons daaraan toevoeg nie. God skep dit, dis genade. Maar God, soos ek gesê het, behandel ons nie soos 'n klip nie. Hy betrek ons daarby. Ons kry ook 'n verantwoordelikheid. Ons moet hierdie nuwe kleed aantrek. So hoor ons dit ook hier in vers 24. Die ou vertaling sê letterlik daar, ons moet ons met die nuwe mens beklee. Ons moet die nuwe mens aantrek. Nou, hoe kan Paulus doodgewoon sê, die ou mens is net 'n kleed wat jy kan uittrek, en die nuwe mens is so maklik soos 'n kleed wat jy nou maar weer kan aantrek? Die antwoord staan daar in vers 21, vers 20 waar ons gelees het. Hy praat daar van Christus, Jesus. Hy sê, julle het Jesus mos anders leer ken. Dis die antwoord. Jesus. Jesus is die antwoord. Buite Jesus om, is dit nie moontlik nie. Sal ek en jy dieselfde bly. Maar in Jesus, in sy sterwe en opstanding, is dit die goeie nuus. Ek het saam met hom gesterf, en saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. In Kolossense, waar ons ook gelees het, is amper my tweeling geskrif van Efesiërs, van Paulus daar, sê hy, ons het saam met hom gesterf, en saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Jesus het ons nuwe lewe, ons nuwe kleed, het hy op hom geneem en het afgelê aan die kruis. En hy het uit die dood opgestaan en vir ons gewink om hom te volg. En hy wil ons nou 'n nuwe kleed aantrek. Nou, ons het dit nie gelees nie, maar dit is so mooi. Ek lees nou die ander dag in die katekismus, die Heidelbergse katekismus, een van ons kerkse leerboeke, eeue oud al, maar 'n wonderlike leerboek, geloofsleerboek. Praat hy daar oor die opstanding van Christus, en dan sê hy, in die tweede plek, Christus is nou opgestaan, maar ons moet net in die tweede plek onthou, ons ou lewe is 'n graflewe. En ons moet onthou, ons het saam met Christus ook nuut geword. Ons het saam met hom gesterf, dit afgesterf, dit is nou afgehandel, en ons het nou 'n nuwe kleed. Ons het saam met Christus 'n nuwe lewe. En hoe langer hoe meer moet ek en jy vir God toelaat om deur sy Heilige Gees daardie nuwe mens in ons te bewerk, gestalte te gee, daardie nuwe kleed aan te trek. Ons het daardie nuwe kleed, maar daardie nuwe kleed moet sigbaar word in ons lewe. En God doen dit deur sy Gees. Die krag, ons staan nou in die tyd van Christus opstanding, die krag van Jesus se opstandingslewe
moet in ons lewens gedemonstreer word. Gedemonstreer word. En dis die uitdaging aan die kerk van Jesus vandag. Daar is gister baie gebid. Ek hoop jy het saam gebid in jou hart. Maar die evangelie moet in jou en in my lewe verskil maak. Anders help dit nie. Jy woon hoeveel byeenkomste by nie. Ongelukkig het die evangelie sy werfkrag in die wêreld verloor. Die kerk het sy werfkrag verloor. Omdat ons lewens nie daar die verskil maak nie. Omdat die wêreld dit nie sien nie. Ons lewe nie anders nie. Ons tree nie anders op nie. Ons kan ons nou nie aanvaar, my huwelik moet nou maar bly soos dit altyd was nie. En net slegter nie. Ons kan ons nou nie, ons verhouding met ons kinders, dat dit nou maar so bly soos dit is nie. Of ons kinders se verhouding met ons ouers, dat dit nou maar so bly nie. Of ons verhoudinge met ons familie. Ag, dit gaan nie goed daar nie, maar, nou ja. Of jou verhoudings met jou vriende. Of jou verhoudings met jou vyande. Dit bly maar al die jare so. Hulle is nou maar my vyand. Of jou werkgenote, wat saam met jou werk. Of jou landgenote. Ons gaan maar so aan. Word nooit nie daar nie. Nee, ons mag nooit ons sondige lewe die norm maak nie. Die ouwe mens die norm maak nie. Ons moet dit waag met die opgestane Jesus in hierdie wêreld. Mag die Here dit in jou en in my lewe doen. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons in hierdie oggend ons lewens net so vir U kan gee. Kan bid, Here, dat U wat ons in Jesus nuwe mense gemaak het, dat U sal voortgaan met U werk in ons, met U buitelwerk, met U skaafwerk, met U sluipwerk, met die na vore bring van 'n nuwe mens. Ja, Here, ons vra dit in Jesus se naam. Amen.